Goeiemôre, good morning. Jee, ons soep die ketel is al gekook, want daar is 'n lekker kuier op pad. Beslis, Thys lyk ongelukkig asof hy nog nie sy koffie gehad het nie. Môre Thys, is jy bietjie van 'n beer met 'n seerpoot? Ja, waar is koffie? Want ek gaan definitief na die tyd 'n koffie met HR, want hierdie is onaanvaarbaar. Heeltemal. Ons sal gesels met die vloerbestuurder. Ek dink so. Maar sy's af. Ek dink dit is hoekom ons geen koffie het nie. Dalk. Sy's nie af nie, sy's op die koffie. Ons het natuurlik weer 'n heerlike program vir vandag beplan. Ons gesels met die modeontwerper Gert Johan Coetzee. Annie Malan en Leon van Nierop kom vertel ons meer oor hulle nuwe potgooi. Arnold gesels lekker met die uitvoerende hoof van die Blue Bulls Company, Edgar Rathbone. En Anton Meiburg kom deel sy nuwe musiek. Lekker propvol program. Lekker propvol program en ek wil eintlik ons oggendpraatjies afskop met animation remakes. Have you seen them? What are your opinions on them? Do you think they're necessary? Pieter? Ja, ek weet nie, dis mos nou wanneer jy soos die getekende Spider-Man toe nou regte Spider-Man. Presies. Live action remakes. Ek weet nie, ek dis seker maar 'n fantasiewêreld. Ja. Maar dit is ook 'n ander ervaring. Ja, Thys, jy het 'n klein dingetjie. Ja, ek love it. Ek bedoel byvoorbeeld gaan kyk na Beauty and the Beast. Jy weet dit is van die Disney na die normale ene toe. As jy byvoorbeeld dan maar kom ons gaan vir die Avengers. Jy weet in die Marvel karakters, almal van hulle. Great movies. Jy weet jy maar die gewone karaktertjies en prentjies. Ja. So ek het nou oor die naweek ek en my gesin na die live action remake gaan kyk van How to Train Your Dragon. And this is the next big live action remake which is actually opening at cinemas on the 13th of June. And dit gaan natuurlik steeds oor die jong Viking. Sy naam is Hiccup. And he lives in a village where dragons are a huge problem and they got feared and they hunted. En dan maak hy vriende met Toothless, wat die oulikste draakie is, and then obviously the whole kind of film evolves from his relationship with Toothless. But it is so well done. En daar's baie mense wat sê hierdie remakes is heeltemal onnodig as jy kyk na Lion King of daai nuwe Mufasa een wat hulle ook gemaak het. Maar ek dink as dit goed gedoen word, dan is jy nie regtig so gretig om te kritiseer dat dit nou nie die regte een is soos die oorspronklike een nie. I don't know if I've seen a bad one actually. Nee. Ja. Ek dink dit is regtig dis my baie beter gedoen as byvoorbeeld die oorspronklike. Is want daar's 'n tyd vir alles. So met ander woorde toe Lion King eers uitkom toe was sy baanbreker geweest. Jy weet in die 90s. Ek dink dit is 95. Maar as jy byvoorbeeld nou gaan kyk die nuwe maak van Mufasa en die nuwe Lion King was stunning. Ek bedoel dat was juist ons het hom op 95 gekyk, dit was ons nog klein. Jy weet en nou basies het jy hom weer gekyk en het hom weer dieselfde geniet soos wat jy dit in 95 geniet het, net so voordat Elsa gebore was. Ja, net so voor sy gebore was. But I think also like the classics stay the classics, but I think having an updated version, I loved it. I thought the animation was great. Daar's 'n 17-jarige akteur Mason Thames. He plays Hiccup and hy lyk soos Hiccup. Dit is perfecte casting and he carries the whole movie and it's really, really good. And another thing that I thought was really cool was Gerard Butler, die akteur van Olympus Has Fallen en The 300, hy het die stem gedoen in die animasie as die pa en die chief van die tribe en hy is ook nou die pa in die live action remake. So it kind of ties it all together. But I absolutely loved it. Loved the film. So vir albei weergawe. Ek dink so, ja. Maar Rosie my nou sopas vertuig om te gaan kyk. Asseblief. Ek is totally convinced. Ja. Ek het lanklaas gefliek. Ek dink ek en jy moet gaan kyk. Bitter lanklaas gefliek. Ek dink nog beter, soos wat daar nou al kossies geproos en kaas geproos en alles, ek en jy gaan popcorn en sweets en al daai lekker goed vat. Kyk uit vir ons hier op Goeiemôre. Elsa staan reeds reg met die popcorn, want jy het later aan 'n onderhoud met Annie Malan en Leon van Nierop. Ek is kinderlik opgewonde oor daai gesprek en ja, hulle doen dit gereeld om 'n paar films en so te resenseer en so 'n bietjie te sê wat hulle daarvan dink. So ons gaan nou 'n bioskoop toe maar in Goeiemôre Good Morning style. Lekker. Nou ja, wie van julle onthou die Suid-Afrikaanse Formule 1 legende Jody Scheckter? O, absoluut. Ja, hy het ons naam hoog gedra daaroor sê. Hy was die 1979 Formule 1 wenner geweest, nê, kampioen. Hy het intussen, ek dink hy's nou 79 jaar oud. Hy het van hier af na Italië toe gegaan. Dis nou waar hy sy ding wil doen of 75. Hy het in 79 gewen, maar hy's nou 75 jaar oud. En hy is nou in Italië, maar hoor gou hier.
Hy het sy rybewys, 'n Engelse rybewys, het verval. En om hom te hernie moet hy nou slaag vir die Italiaanse toets. Iets wat hy sê onmoontlik is om te doen omdat hy baie swak Italiaans praat. Sorry meneer Sekter, ons gee nie om nie, jy kan bestuur, ons sien dit, ons weet jy's legendaries, maar as jy nie hierdie in Italiaans kan aflê nie, sorry for you. Whatever hulle sal sê. Non parlo italiano. Non parlo italiano, al wat ek weet is Fatties en Monies is die fabriek waar die vrouens aan mekaar geslaan word. Ek maak net 'n grappie. Daar is jou koffie, daar het jy die koffie vergeet. Hy sê ek kon vir 'n jaar bestuur, maar nou het my lisensie verval. En dit het hy, hoor nou hierdie ene. Wat is daai woord? Corriere della Sera. Daar sê della Sera. Hoor, dit is te vroeg vir my. Ek het ook nog nie my koffie gehad nie. Problemo, ek sou praat sirkel met Italiano. It's not inside, it's on Dan top. net die As jy hierdie doen, dan net saam met dit speak gaan, Italiaan. Hy moet net vir hulle sê, I can drive man, I can drive. Let me show you. En presies, daar is video evidence van hom wat hierdie ding wen. En hulle sê net soos, we don't care if you've been a Formula 1 champion or not. If you can't do your driver's license in Italian, no driver's license for Weet jy you. wat dink ek moet hy doen? Hy moet vir 'n ou sit. Sê klip in, hou vas en check hierdie boel pap. Kom ons gaan op 'n hot lap, dan kan jy vir my sê of ek my En na die tyd sê hy vir, het ek my lisensie of nie? Do I have a license? Nee, dit is my baie interessant, maar nou ja. Maar ek Interessant. dink hy het ook na die Formule 1 loopbaan het hy ook baie goed gedoen vir homself in besigheid. Want ons het nou gesien daar dat hy nadat hy afgetree het, hy sy maatskappy verkoop en jy sal nou hierdie lag vir $84 miljoen. Ja. So dit is nou nie iemand wat net op sy laure gesit het en niks gedoen het met sy sukses nie. Nee, Hy het obviously nou daar gaan uithaal en wys. Maar vir daai geld, oom Jody, ek hier in Marabastad kan jy 'n lisensie kom koop. Ek dink ja, hy sê maar net daai is om te kom en sê, you come to me Ja. with this problem. On this day you come to me. Yes. Ja. Just stop it. You come Daai to klink me 'n on bietjie this meer day. Russies. Al wat hy nou kort is 'n sigaar. Nee. Dis is uithaal. Marlon Brando has got nothing on this guy. Well done, Tess. Maar ek dink ons het 'n resensie buite ons sal nou hulle opinie vra. Ja. Jy weet wat dink hulle van ons Italiaanse, jy weet. Ons het daar nou 'n voorstel of twee wat hy kan doen. So Ja. dink julle hy kan dit oorweeg en probeer of moet hy nou maar regtig Italiaans gaan probeer? Kry vir hom 'n vertaler wat by hom sit. Wel, ek weet nie, maar sterkte om Jody sterkte. Ja. Andersins vat maar net weer die wiel en styg uit bo ouens soos ons huidige Formule 1 Miskien kan hy kampioen. Helene Vespa. Of vir ietsie, ja, die paaie in Italië is nogal bietjie nou. So oplossing. dalk is 'n Vespa 'n beter idee vir jou oom Jody. Onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre, Good Morning. Net hierna kuier ons verder en ons praat oor bestuurslisensies in Suid-Afrika en daai masjien wat konstant buite werking is of stukkend is. Gaan maak vir jou 'n koppie koffie. Ons is net hierna terug.